Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat ons tot u troon kan nader. Dankie dat ons die wonderlike wete het dat u, o God, ons verlosser is. Dat u u seun vir ons gestuur het om ons sonde te betaal. Dat u hom uit die dood uit opgewek het, laat opvaar het, aan u regterhand laat sit het, dat u ook u gees aan ons gegee het om die openbaring van u woord te kan verstaan en om in u weë te kan wandel. Dankie dat ons hierdie versekering van u liefde en u genade het. En Here, dankie dat u aan ons helder verligte oë van ons verstand gee. En ons bid dat ons al dieper en al beter kan insien in u groot genade en barmhartigheid. Want vir geen menslike leeftyd is dit moontlik dat ons die dieptes kan uitput van u grootheid en u genade en u liefde vir ons nie. Elke keer is daar in u woord iets nuuts om te leer. Iets nuuts wat u vir ons vanuit selfs dit wat ons weet oop te breek en dieper te kan ingaan. Ons bid dan, Here, dat ons hierdie waarhede sal koester, dat dit vir ons belangrik sal wees, maar ook, Here, dat ons sal besef dat ons nie net hierdie dinge vir onsself kan hou nie, dat die seën nie net in onsself kan inloop nie, maar ook dat ons moet uitdeel en dat ons moet uitgaan om hierdie heerlike boodskap van die evangelie ook met hulle te deel wat u nog nie ken as verlosser en saligmaker nie. Terwyl ons ons hand aan die ploeg slaan en terwyl ons die saad van die woord saai, weet ons nie altyd waar daardie saad sal val nie. Sommige op harde grond, sommige op rotsagtige plekke, sommige tussen die onkruid, maar dan is daar daardie wat val in die goeie grond en wat vrug dra, met volharding goeie vrug dra. En bid ons dan, Here, dat u ons sal vrymoedigheid gee, dat ons nie terugdeins en nie skaam sal wees nie, maar dit sal oordra. Want dit is deel van ons dankbaarheidslewe. Ons wil graag hierdie dankbaarheid wat ons beleef ook met ander deel, dat hulle ook troos en vertroosting mag hê. Ons wil bid, Here, dat u koninkryk sal uitbrei op watter wyse dit ook vir u goed is en soos wat u dit beskik. En dit is baie keer dat u goedheid mense tot bekering lei. Soms is dit dat ons soos brandhout uit die vuur geruk word. Soms is dit dat ons krisisse van ons familie, ons bekommernis oor ons vriende, ons nader aan u bring. En watter wyse u ook al oor ons lewe beskik het om ons nader aan u self te trek, bid ons dat u dit sal doen, omdat ons u graag beter wil leer ken, want dit is die ewige lewe dat ons God ken en hom wat hy gestuur het, die Vader en die Seun, deur die wysheid en die verligting van die Heilige Gees. Ons kom bid dat u vir ons goeie en godvreesende leierskap in hierdie land sal gee, politieke leierskap. Ons bid daarvoor omdat u ons geleer het uit u woord om daarvoor te bid. En ons bid dat wanneer mense hulle nie wil bekeer nie, en wanneer hulle in die weg staan daarvan, dat daar godvreesende leierskap is, soos wat in die verlede al baie gebeur het, dan bid ons dat u in die besonder sal ingryp en hulle sal verwyder wat goddelooslik handel. Ons wil graag hê dat die boodskap van die evangelie vry sal wees om sy vrye loop te neem en nie vasgeketting of vasgebind sal word nie. Daarom het ons leierskap nodig wat wette afvaardig wat in lyn is met u woord en nie kontra u woord nie. En so kyk ons na ons land en ons kyk na die chaos wat hier heers weens swak leierskap, weens mense wat nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, wat steel en roof en wat selfs die armste van die armes in ellende dompel deur hulle dwaasheid. En ons bid, Here, dat u genade sal betoon, sodat daar 'n omkeer kan wees, 'n verandering kan wees. U leer vir ons in die woord dat u haat die bloedwreker. U haat hulle wat uitroep en uitskree en sing vir bloedvergieting.
U haat die bloedwreker en ons bid dan Here dat U met hulle sal afhandel. Dink aan hierdie land, dink in terme van soveel mense wat nog U woord nie gehoor het en wat nog nie die waarheid van U woord gehoor het nie. En ons leer dat U in Ninive wou spaar omdat daar 120,000 mense was wat die linker en die regterhand nie van mekaar kon onderskei nie. En daarom is U genadig en barmhartig. Daarom bid ons vir goeie leierskap ter wille van ook die mense wat U nog nie ken nie. Ons bid dat U aan ons sal voorsien vir ons daaglikse behoefte, want daar is diegene wat in geweldige, moeilike situasies leef, wat hulle werk verloor, wat op die punt staan om hulle werk te verloor, vir hulle wat dit ekonomies moeilik gaan. Ons bid vir hulle en ons vra dat U in hulle daaglikse brood en in ons daaglikse brood sal voorsien, ook in ons gemeente. Ons vra Here dat U aan ons sal voorsien en dat elkeen die besef sal hê watter verantwoordelikheid ons ook teenoor U het met betrekking tot ons finansies. Ons bid vir hulle wat ook siek is en wat deur moeilike omstandighede gaan in hulle siekte. Ons vra Here dat U hulle naby aan U sal hou en hulle ook sal deurdra en dat U goddelike doel deur siekte sal bewerkstellig, soos wat U dit ook in U kinders ten goeie laat meewerk het, soos ons in die Ou Testament sien in die lewe van Job en ander. Ons vra Here vir hulle wat ook in moeilike omstandighede gaan, finansiëel, vir hulle wat alles verloor het. Ons bid vir hulle wat probleme in die gesig staar, dalk deur die familie, dalk deur kennisse by die werk, tuistering, vervolging. Hoe dit ook al sy, ons is verskillende mense en U stuur oor ons pad verskillende beproewings, alles om ons op te bou en ons te versterk. Help ons om nie moedeloos te word en om nie te veragter in die geloof nie. Help ons om nie te murmureer en te rebelleer soos U volk in die wildernis gedoen het nie, maar om dank te gee in alles, om in alles dankbaar te wees. Soos wat die apostel Paulus ook geleer het, om dankbaar te wees wanneer hy oorvloed het, maar ook dankbaarheid geleer het toe hy niks gehad het nie, en hy in gebrek was. Ons vra dan Here, terwyl U in ons lewens besig is om ons hierdie lewenslesse te leer, maak ons vergenoegd en laat ons harte op U vertrou. Ons vra Here dat U ook ons sal help terwyl ons as kerk wil sterk staan, bid ons teen die bose. En die bose kom in die vorm van die sielevyand, die duiwel, die Satan en sy bose engele. En ons vyand kom vanuit die wêreld, want die wêreld volg die bose en die begeerlikhede van die bose, maar ook in ons vlees, die oorblyfsels van die sonde, roep ook na die verlange na die wêreld en die dinge van die bose en staan teenoor ons nuutgebore gees, staan teenoor ons nuwe skepping en stry teen ons nuwe skepping om te doen wat ons nie wil doen nie. En wat ons graag wil doen, staan ons ook daarin teë die vlees. En vra ons dat U ons van hierdie 3 vyande sal verlos, versterk ons om elke keer die oorwinning te kan behaal. Ons vertroue is op U. Wanneer ons na U woord gaan, is U woord vir ons voedsel, vir ons siele, dien tot versterking van ons liggame, dien vir ons tot lewe, dien vir ons tot 'n dorstige siel as verkoking, en vra ons dat U woord nou vir ons sal open, terwyl ons daaruit lees, en die verklaring doen, ook vir ons verkoking vir ons siel sal gee, tot verheerliking van U self en tot uitbreiding van U koninkryk, bid ons dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring 3 vers 7 tot 13. Hoor die woord van die Here. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige,
wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy my woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons fokusgedeelte vers 7, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Tema van ons boodskap, God open die weg tot redding, alleen deur sy seun, verheerlik hom. God open die weg tot redding, alleen deur sy seun, verheerlik hom. Ons is by die brief aan die gemeente Philadelphia, en die stad Philadelphia is vernoem na die koning van Pergamus, en hierdie koning van Pergamus was Attalus die tweede Philadelphus. En so daardie gedeelte Philadelphus is geneem en die stad is vernoem na hierdie koning. En so het die stad Philadelphia sy naam gekry. Philadelphia as sulks is 'n kombinasie van twee Griekse woorde, filio, wat liefhebber beteken, en adelphos, broeders, die liefhebbers van die broeders of broederliefde. En so hierdie stad, interessant, was daar baie aardbewings in die antieke tyd opgeteken, en hierdie stad was 'n paar keer geweldig beskadig deur aardbewings. So hierdie mense het geken om van die grond af weer op te bou. Christus stel homself aan hierdie kerk voor as die heilige, en baie keer dan hoor ons soveel keer die woord heilig of heilige, dat ons later nie meer die betekenis mooi verstaan nie, want veral as 'n mens die skrif oopmaak by Levitikus en Numeri en Deuteronomium, dan hoor 'n mens oor en oor, en hierdie is 'n heilige plek, hierdie is 'n heilige tabernakel, hierdie is die priesters wat moet geheilig word, en hierdie is heilige offers, en hierdie is heilige salfolie, en hierdie is heilige feesdae, ensovoorts, en daar is soveel daarvan. En die gedagte van heilig is dan eenkant gesit, afgesonderd, uniek. En wanneer heiligheid wat ons aanbetref, is God heilig ons om ons eenkant te sit vir hom en vir sy verheerliking. Maar ook word dit genoem dat die Vader is heilig, die Seun is heilig, en die Gees is die Heilige Gees. En volgens ons geloofsbelijdenis van Athanasius is daar nie 3 heiliges nie, maar 1 heilige. En wat aan God aanbetref is God is uniek. En wat maak God uniek? Dit wat God uniek maak is dat daar is net 1 God. Daar is geen ander God nie. Daar is nie ander gode nie. Dis wat hom uniek maak. Hy is die enigste een. Hy is heilig. Maar dan kom daar ook
'n vreesaanjaende komponent met betrekking tot heiligheid, want daar is sekere plekke wat heilig is, soos byvoorbeeld die heiligdom in die tabernakel of in die tempel of in die allerheiligste, en dan iemand wat daar instorm en wat nie daar hoort nie, word met die dood getref. Selfs ook Aaron se 2 seuns wat vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring het, is met die dood getref. En Moses sê vir Aaron, dit is wat die Here gesê het, hy wil homself bekend maak as die heilige van die wat naby aan hom is. So daar's 'n komponent van vrees wanneer ons dink in terme van God se heiligheid. Hoekom? Want God is heilig en ons is nie. Maar hy het sy seun gestuur om ons te heilig. En nou kom Christus en hy openbaar homself aan hierdie gemeente, ek is die heilige. So daar's hierdie komponent van vrees. En vrees is nie altyd sleg nie, vrees is goed, want die begin van die vrees van die Here is wysheid. So ons begin om die Here te vrees en daarna verkry ons wysheid. Terwyl mense wat God nie vrees nie, hom nie reg dien nie en nie verstaan wie hy is nie. Dis altyd beter dat ons die Here op so 'n manier dien dat hy vir ons sê, ek is God, moenie vrees nie, as wat ons nie in eerbied teenoor hom optree nie en hy ons respek moet leer vir hom. So Christus word geopenbaar as die heilige en as die waaragtige. En so hierdie twee loop saam, want heilig, daar is geen ander God nie, en waaragtig is, daar is baie wat Jesus gesê het, sal in my naam kom en sê dat ek die Christus is, maar leenaars is en baie mense mislei. Hy is die enigste, hy is die heilige en hy is die waaragtige, hy is die enigste verlosser. En hoeveel is daar nie wat vandag sê, jy kan op verskillende maniere gered word nie. Daar is verskillende verlossers, elkeen in sy eie godsdiens, eie verlossing, en dis nie waar nie. Christus is die enigste waaragtige. Romeine sê vir ons inteendeel, Romeine 3 vers 4, dat elke mens is leenagtig, maar God is die enigste waaragtige. Romeine 3 vers 4, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. So daarom kan ons preets en prim en proper gesiggies maar afvee van ons eie hoogmoed. Wanneer Christus in ons lewe kom uitwys deur oortuiging van sy gees, kan hy wys waar ons leenagtig was. Hy alleen is waaragtig, hy alleen is sonder sonde. Elke mens leenagtig, maar God alleen waaragtig. En hy stel homself ook voor as die een wat die sleutel van die koninkryk van Dawid het. Wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Wat is die sleutel van Dawid? En ek het vir u gesê toe ons in Openbaring hoofstuk 1 was, wanneer ons hoor hoe Christus homself openbaar, en ons sien dit deur die res van die boek. Hierdie boek het die tweede meeste direkte aanhalings, Nuwe Testamentiese boek, die tweede meeste direkte aanhalings vanuit die Ou Testament. Ek dink dit is Lukas of een van die evangelies wat die meeste direkte aanhalings het. Maar afgesien van die direkte aanhalings is daar in die boek Openbaring die meeste verwysings na die Ou Testament. So daar word iets heen verwys en vir die kenners van die Ou Testament snap hulle dadelik. En u weet waarvan ek praat. Binne in julle gesinne is daar, jy bou eintlik jou eie kultuur binne in jou eie huishouding op. Die films wat jy kyk, die animasie wat jy saam met die kinders kyk, die liedjies wat jy luister, en sommige kere is daar frases wat ons uit die liedjies of uit films uithaal en so aan, of gebeurtenisse binne in die huishouding, waar sekere woorde
dan 'n unieke betekenis het. Want daar het iets gebeur wat niemand anders daarvan weet nie. Julle as gesin weet daarvan, julle giggel daaroor, want as iemand iets sê en dit raak aan iets wat julle beleef het. En so is daar in die boek Openbaring, as ons die Ou Testament goed ken, dan snap ons dadelik dat daar verskeie gedeeltes is, wat nie eers as jy 'n Bybel het, wat in die middel het ons mos daar die teksverwysings in sommige van die Bybels, dan is daar soms nie eers 'n teksverwysing na die Ou Testament daarin nie, maar daar's 'n duidelike verwysing na sekere gedeeltes in die Ou Testament. Soos byvoorbeeld hierdie sleutel van Dawid, en ek het nou nie spesifiek gaan kyk na die gedeeltes wat aangewys word nie, maar Jesaja 22 vers 22 maak dan vir ons melding van 'n persoon met die naam van Sebna, wat afgesit is van die ambt as rentmeester, en Eljakim die seun van Hilkia is in sy plek aangestel, en dit was in die tyd van koning Hiskia. En dan sê die Here, ek sal die sleutel van Dawid op sy skouer lê. Jesaja 22 vers 22. So hierdie verwysing is 'n verwysing vanuit die Ou Testament. Maar ook dan gebruik Jesus hierdie verwysing, en wat beteken dit om die sleutel van Dawid te hê? Nou die Here het aan Dawid gesê, hy het aan hom beloof 'n koninkryk wat nie tot 'n einde sal kom nie, 'n ewige koninkryk. En so, wie is die vervulling van die een wat op die troon van Dawid sal sit, en wie se koninkryk nooit tot 'n einde sal kom nie? Dis Christus. En Christus het ook aan sy disippels gesê, dat hy aan hulle die sleutels van die koninkryk gee. Nou die Romeinse kerk sê, dat die sleutel van die koninkryk is alleen aan Petrus gegee. Maar dan dit is in Matteus hoofstuk 16, dink is vers 18 tot 19, en dan in Matteus 18, het Christus dan dit duidelik gemaak, dat al die disippels het die sleutels van die koninkryk. En om die Romeinse paus, wat glo dat hy alleen die sleutels van die koninkryk besit, om dit 'n geweldige slag toe te dien, hoor wat sê Christus in Matteus 23 vers 13, maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Hy sê die fariseërs het die sleutels van die koninkryk. So waarna verwys hy? Hy verwys na die verkondiging van die evangelie. En dit sou spoedig van die Jode af weggeneem word, omdat hulle nie geluister het na die vervulling van die evangelie in Christus nie. Dis aan die kerk gegee, en die kerk moet die sleutels gebruik, oop en toesluit. Oopsluit, sê die Heidelbergse Katekismus, is die verkondiging van die evangelie. Toesluit is die kerklike tug. So nou kom Christus, en hy maak dit pertinent aan hierdie gemeente, die gedagte van oopsluit. Hy sluit oop en hy gee 'n geopende deur. Wat beteken, as hy die sleutels gee, dan beteken dit, hy gee die verantwoordelikheid, maar hy besit nog steeds die mag van die sleutels, want hier het hy dit. Hy sluit oop, niemand sluit toe nie. Hy sluit toe, niemand sluit oop nie. So Christus werk die sleutels deur die kerk. Dis nie die kerk se eiendom nie. En nog minder is dit vir die paus om te sê wie in en uit die koninkryk is. Want sodoende het Martin Luther met Hervormingsdag gekom, die 95 stellings, wel dit was nie toe Hervormingsdag nie, dit het intussen Hervormingsdag geword, en uitgelig baie van die vergrype van die Romeinse kerk. Die paus het nie daarvan gehou nie, en het Martin Luther geëxcommunikeer. Het hy die mag van die sleutels om Martin Luther te kon excommunikeer? Nee, hy het dit nie gehad nie. En sodoende sien ons dat hierdie verwysing hier is beslis nie 'n verwysing na toesluit nie, maar oopsluit,
En die Here sê, hy gaan vir hulle 'n geopende deur gee, want die Here sê, ek ken jou werke. Vers 8. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. En wat Christus vir hulle oopgesluit het, verduidelik hy aan hulle. Hy het aan hulle 'n geopende deur gegee. Nou die situasie waarin die gemeente was, is hierdie was een van die kleinste gemeentes. En dit was een van die swakste gemeentes in mense se oë. Kleinste, swakste. En Christus stem saam dat as mense van die buitekant af inkyk, is dit 'n klein en 'n swak gemeente. Maar swak nie in 'n negatiewe sin nie. Interessant, Philadelphia en Smyrna is die enigste twee gemeentes waarin die Here geen negatiewe kommentaar gee nie. Geen negatiewe kommentaar nie. En vir al twee hierdie gemeentes, vir Smyrna en vir Pergamus, vir Smyrna en vir Philadelphia, het die Here gesê dat hulle is swak. So wie is die sterkste? Eintlik die gemeentes wat die swakste is, wat op die oog af die swakste lyk. Want verryking het in die ander gemeentes gekom en ons kom nog by die gemeente Laodicea wat die rykste van die gemeentes was, maar wat die armste geestelik was. So fisies die armste gemeentes, Smyrna en Philadelphia, is die ryk gemeentes geestelik. Hoekom het die Here dan vir hulle so swak gemaak en nie toegelaat dat hulle ook 'n groot gemeente word, ook 'n groot klomp mense het nie? Wel, dis wat hy sê wat nou reggestel gaan word, wat hy nou gaan doen, maar die blote feit dat hulle swak gemaak is, sodat die Here kan wys wat hy ook aan Israel gewys het. Die Here het Israel gekies as 'n volk en gesê, julle is my eiendom. Maar julle moet onthou, kyk rondom julle. Julle is nie groter en sterker en ryker en edeler as al die nasies rondom julle nie. Julle is die kleinste, die swakste. Julle is 'n eienaardige klomp mense. En dis hoekom ek julle kies, sodat julle nie kan roem en sê, ons is deur ons eie krag die beste nie. En so wanneer jy na jou gemeente kyk en jy kyk na jou mede-lidmate en na jou leraar en sê, dis 'n klomp eienaardige mense hierdie. Dan is dit omdat die Here kies die wat swak is, om sy sterkte te openbaar. Hy kies die onedeles om die edeles te beskaam. Hy kies die armes om die rykes te beskaam. En hier kies hy die twee gemeentes wat die swakste was, Smyrna en Philadelphia. En hulle het min krag. Maar die Here sonder hulle uit. Hy het niks teen hulle nie. Petrus het homself sterk gehou en gesê vir Christus, ek sal saam met u gaan tot in die dood. En ons weet wat het gebeur. Hy het baie hard geval. Baie hard geval. Die Here kom met die apostel Paulus baie jare later en hy gee vir hom 'n hemelse visioen, 2 Korintiërs hoofstuk 12. En nou sê die Here, sodat hy hom oor die voortreffelikheid van die visioen wat gegee is, nie sou verhef, sodat hy nie hoogmoedig word nie. 'n engel van die Satan om hom met die vuis te slaan, om hom swak te maak, want God se krag word in swakheid volbring. En jy sê, Here, in my omstandighede, as u net daar ingegryp het, as u net hier omgekeer het, as
as ek net hierdie besluit 'n dag of 2 voor die tyd geneem het, of as ek net die geleentheid gehad het vir dit of dat, dan sou my lewe soveel anders te gewees het, ek sou soveel meer suksesvol gewees het, ek sou soveel meer sterker gewees het, ek sou hoogmoedig gewees het. Dis die uiteinde daarvan. En die Here het baie keer ingegryp. En moet hy baie keer eers ons swak maak tot op 'n punt waarin ons totaal en al hopeloos is en geen hoop meer het nie en alleen na die Here kyk voordat hy sê, nou is jy geskik vir die geopende deur wat ek voor jou gaan gee. En so het ons as kinders van die Here dan hierdie les wat ons moet leer. Omdat ons nie sterk is nie, kyk ons weg na onsself, weg van onsself en kyk ons na die Here. En dis juist wat kerke nie wil wees nie. Kerke sê, kom, ons het nou 'n professionele ou om hier in te stap en om vir ons 'n program uit te werk en ons wil ons gemeente suksesvol hê en bla bla bla. Wie gaan op die ou einde die eer ontvang daarvoor? En ek kan vir u sê, in verskeie denominasies waar hierdie goeders geïmplementeer het, is amper ewe skielik 'n oplewing soos 'n piramide-effek, piramideskema, en dan kom hy en hy stort neer. Want God laat nie met hom kompeteer nie. Jesus het gesê, ek bou my kerk. Nie Gerard bou my kerk, of die gemeente Durban Noord bou my kerk nie. Hy sê, ek bou my kerk. En hy beskik waar dit klein en swak is, totdat die gemeente reg is, vir daardie oomblik dat die Here sê, jy het nou bitter swaar gekry, jy het baie stryd gehad, en nou, 'n geopende deur. Die ander gaan vervolging beleef, maar ek gaan jou in die uur, dis 'n interessante vertaling, in die uur, en dit terwyl die oorspronklike, in die Grieks, gebruik die woord ek, soos in Exodus, uittog, ek. En so, ek sal jou in waarheid uitred van die uur van beproewing wat oor die wêreld kom. Jy sal dit nie deurmaak nie. Jy het baie stryd alreeds deurgemaak. Maar onthou wat die Here vir Smyrna gesê het, omdat jy getrou is, stuur ek verdrukking oor jou en sommige van julle sal doodgemaak word. Ons kan nie God se gedagte vasgryp nie. En dit is waarom ons nie moet probeer om te voorspel van wat is God besig om te doen en wat gaan hy doen en hoe gaan hy dit doen nie. Dit is net nie moontlik nie. Want die Here sê vir die een gemeente, jy het reg geleef, jy het reg opgetree, en ek stuur vervolging en mense in jou gemeente gaan doodgaan. Julle gaan mense hê wat sterf as gevolg van vervolging. Maar hulle het reg gedoen. En hy draai na die ander gemeente toe en sê, ek gaan vervolging stuur, maar ek gaan julle bewaar vanuit daardie vervolging. So wat is die verskil tussen die een en die ander? Ek en jy weet nie wat God se motief is nie, want hy werk nie met elkeen dieselfde nie. In die een opsig kom die Here en gooi iemand wat goddeloos is, toe met sy goedheid. En soos Paulus sê, weet jy nie dat die goedheid van God jou tot bekering wil lei nie? En die ander persoon dompel hy in ellende, en in hulle ellende roep hulle tot die Here. Hoe doen hy dit teenoor wie, wanneer? Ons weet nie. Ons weet nie wat God se doel is, waarom hy dit doen nie. En een van my lektore, terwyl ek my graad gedoen het, was 'n Amerikaner gewees, en die Amerikaner het in die klas gesê, as jy getrou is aan God, dan kan die Here vir jou 'n privaat jet gee, of hy kan maak dat jy doodgemaak word. Of enigiets tussenin. As jy getrou is aan die Here, die een persoon